Vergewe asseblief ons sondes. Koning Yeshua, ons wil vandag aanmeld as U Koninkryks ambassadeurs. Come have your way in this place, kom spreek U woorde. Dankie dat ons kan deel wees in die Koninkryk. En U sê as ons wil belangrik wees in die Koninkryk, dan moet ons diensbaar wees. Help ons Vader, leer ons oor eenheid, leer ons oor 'n liggaam, die funksionaliteit in 'n liggaam. Elke deel binne in die liggaam het 'n funksionaliteit. My bobeen doen tog nie wat my duim doen nie. En so wil ek bid dat U vir ons, dat U ons sal leer, Koning Yeshua, U is die kop. Ek bid dat U ons sal lei, U is hoof, U bou die kerk, U gee ons die vaardighede soos wat U vir Bazalel en Oholiab die vaardigheid gegee het en hulle ingeblaas het. So wil ek bid dat U asem in ons sal blaas en dat ons, wat ons ook al doen, sal doen alles tot eer en verheerliking van U groote naam. Vader, daar waar ons skade doen, of daar waar ons, vergewe ons, help ons, lei ons, leer ons. Vader, ek wil bid dat U ons sal lei net in die waarheid. Ek pleit by U, Abba, net vir U waarheid. Want U sê, nie almal moet leraars wees nie. Want daar is 'n groter oordeel, en daarom wil ek vir U vra, Vader, ek sal U woord leer. En net soos Yeshua sê, dit wat ek wil spreek is net dit wat U sê. Dit wat ek spreek is net U woorde, net U woorde. Dit wat ons doen, net doen soos wat U ons wys. Lei ons, leer ons. Vader, ek bid dat U nou my mond sal aanraak met 'n vuurkoel, elke woord wat gespreek word uit U troonkamer. En as daar iets is van Rolf, van die eie ek, mag my tong in my verhemelte, dat daar nie 'n woord sal uitkom nie. Dankie Vader. Ek bid nou dat U soem, Vader, hier sal insak, Papa God, dat U liefde die plek sal toesak en elke hart sal aanraak. U geset liefde, Vader, dat U dit so sal kom bestou oor ons. Kom raak ons aan, Vader. Kom raak ons aan. Vader, ek bid dat U ons oë sal oopmaak en ons ore sal oopmaak om te hoor dit wat U vandag vir ons wil sê, elkeen van ons wil sê. Dankie Vader, ek bid dit alles in Yeshua Messias se naam, U seun van Jotewawai. Amen, amen, amen. Ons is in Parasha 21, gedeelte 21. Ek wil net vir die lyn sê, ek ken vir Talita hulle. Parasha 21, Kitisa wat beteken volle getal opneem. En die gedeelte wat ons saam bestudeer is in Exodus 30 vers 11 tot Exodus 34 tot 35. In die Haftara 1 Konings 18. In die Nuwe Testament 1 Korintiërs 8 vers 4 tot 13, 2 Korintiërs 3 vers 1 tot 18, Lukas 11 vers 14 tot 20 en Handelinge 7 vers 35 tot Handelinge 8 vers 1. Daar's baie diepte daar binne. Baie diepte. En die gedeelte of parasha van die week is die 21ste en 21 bestaan uit 3 sewes. En dit beteken, of het verwys na die reinheid van hart. Die reinheid van hart. En as ons net so kyk na die reinheid van hart, dan weet ons dus hierso waar Abba Vader ook hierdie week vir Moses in die gedeelte wat ons saam bestudeer, die kliptafels gee. En as jy so 'n bietjie afskrol op die kliptafels, punt nommer 7, staan daar, jy mag nie egbreek nie. En die sewende gebod
kry ons, weet ons, gee Abba Vader, gee vir ons sy gebooie in Exodus 20, maar ek wil jou raai gee, die 7de gebod, hoeveelste vers dink jy gaan jy dit kry? Moet iets te doen hê met 7, so dit sal 14 wees. 3 7's bymekaar en jy kan maar weet, wanneer 7 beteken volheid, wanneer 7 opkom, soos hierdie week 3 7's, wat 21 is, die reinheid van die hart, dan is Abba Vader besig om ons iets te leer oor sy verlossingsplan. So hierdie week se gedeelte begin in Exodus 30 vers 11 tot 12, waar Abba Vader vir Moses sê, as jy die volle getal van die kinders van Israel opneem, volgens hulle geteldes. Die volle getal opneem, wanneer jy optel. Dit is hierdie woordjie kitasa. Die volle getal opneem, om koptelling te maak. Maar so sien ons, as jy hierdie week se gedeelte saam bestudeer, hierdie gedeelte begin met 'n instruksie om 'n volkstelling te doen, en dan voltooi Abba Vader sy instruksie aan Moses oor die bou van die tabernakel. Maar voor Moses berg Sinaï afkom, herhaal Abba Vader sy 4de gebod. Die gebod oor Shabbat, wat gaan oor 'n teken, die teken van verbond. In Exodus 31 vers 13 tot 17 sê Abba Vader vir Moses, julle moet sekerlik my Sabbatte onderhou, want dit is 'n teken tussen my en julle geslagte, sodat die mens kan weet dat ek Jotwaweh is wat julle heilig. Onderhou dan die Sabbat, want dit moet vir julle heilig wees. En die kinders van Israel moet die Sabbat onderhou, deur die Sabbat te vier in hulle geslagte as 'n ewige verbond. As 'n ewige verbond. Hoe lank moet ons die Sabbat vier in ons geslagte? As 'n ewige verbond. So net voor Moses berg Sinaï afkom, sê Abba Vader, hy sê die Sabbat is die teken van verbond. Is die teken van verbond. Toe Moses nog op berg Sinaï is en amper op pad is om af te gaan. It's amazing, Moses spandeer tyd saam met Abba vir 40 dae. Onthou die kinders van Israel moes saam eintlik opgegaan het. Toe Moses nog op berg Sinaï is en amper op pad is om af te kom om vir die volk Abba Vader se huwelikskontrak te bring, op 2 kliptafels staan daar dat Abba Vader het aan Moses, toe hy geëindig het om met hom te spreek op die berg Sinaï, die 2 tafels van die getuienis gegee. Tafels van klip beskryf met die vinger van God. Met die vinger van God. Eers kan ek dit gou herhaal. Moses spandeer 40 dae bo berg Sinaï. Daar's besig om dinge te gebeur onder die berg. Moses weet nie. En net so baie kere weet ons nie dinge nie, maar Abba weet alles. Daar's dinge besig onder in die berg, besig om dinge plaas te vind. En dan staan daar en Abba Vader het aan Moses, toe hy geëindig het om met hom te spreek op die berg Sinaï, die 2 tafels van die getuienis gegee, tafels van klip beskrywe met die vinger van Jotwaweh, die vinger van Jotwaweh. So ek het die 2 kliptafels sommer saamgebring. Nie die, want hulle het Moses ons later uit hulle laat val, ons sal nou sien. Maar ek het 2 kliptafels gebring vir oggend, net om 'n visuele prentjie vir ons maatjies te sê. So maats, ek wil gou vra, wat was hier opgeskryf? Die 10 gebooie, dankie, ek is 'n bietjie doof hier voor. En hoe het dit hier opgekom? Die vinger van Abba Vader, nê? So Abba Vader gee vir Moses die teken, hy sê vir hom, hy moet die Sabbat hou, en dan sê hy, maar hier is my huwelikskontrak. Hier is my huwelikskontrak. So dink gou daaroor, as jy 'n man of 'n vrou met 'n trouring sien, wat beteken dit vir jou? Hulle het baie geld.
Want partysin is so groot, né? En veral as hulle nie is, dan loop sy die hele tyd so. Nee, dit beteken hulle gaan trou, sy gaan trou. Jy weet ook as jy 'n oom of 'n tannie sien wat 'n trouring aan het, hulle is getroud. Myne is nou al so dat as ek myne afhaal, kan jy hom nog steeds sien, hy het net tannie. Dis die simbool van verbond met iemand. Hulle het saam die huwelik betree en daar is 'n huwelikskontrak. Die Sabbat is die teken van verbond. As ons die Sabbat heilig, dan wys dit vir Abba en dit wys vir die wêreld dat ons is in verbond, ons is in verhouding met Abba Vader. Die 2 kliptafels, wat verteenwoordig dit? Dit verteenwoordig Abba Vader se huwelikskontrak. Sy huwelikskontrak. Met ander woorde, Abba Vader sê vir Moses voordat hy afgaan teen die berg, hoor hierso is die ring, hierso is die teken dat jy in verbond is met my, en hierso is my huwelikskontrak, gee dit vir die kinders van Israel. So Moses kom die berg af met die kosbaarste geskenke van geskenke. Hy kom met die mooiste geskenke wat jy kan kry, 'n trouring en 'n vra maar vir enige vrou, enige dogtertjie, jou huweliksdag is die grootste dag. Hy kom met die grootste geskenke wat jy kan kry, 'n trouring en 'n huwelikskontrak. Hy kom met die Skepper se hart. Jy moet weet die 2 kliptafels is nie wette nie, nee, dis die woorde van liefde, dis die woorde van hoop, dis die woorde van vreugde. En nie een van hierdie woorde op die kliptafels kom van Moses af nie, hy was maar net die pen. Hy was maar net die boodskapper, hy was maar net, dis nou soos om te sê, daai gras kry water, kom ons sê, die gras kom van daai tuinslang af. Nee, die gras het water gekry van die gras het water gekry, dis nie die tuinslang wat water produseer het nie. So hierdie woorde op hierdie kliptafels is 100% suiwer, dis oorspronklik, en het 'n ewigheidswaarde. Vandag, vir altyd sal dit bestaan. Dis 'n geskenk van Papa God, dis sy huwelikskontrak. Maar onthou, 40 dae vroeër, voor Moses nou afgaan teen die berg, voor hy opgegaan het teen die berg, want hy was 40 dae op die berg, staan daar in Eksodus 24 vers 12, sê Abba Vader vir Moses, klim op die berg na my toe en vertoef daar, dat ek jou die kliptafels kan gee, en die wet en gebooie wat ek geskryf het om hulle te onderrig. Wat sê Abba vir Moses? Hy sê, klim op, dat ek vir die kliptafels kan gee, waar ek die wet en die gebooie reeds geskryf het, om hulle te onderrig. Dis daar vir onderrig, maar dit is al reeds geskryf. En dan word die kliptafels is lank voor Moses die berg opgegaan is al geskryf. Weet jy hoekom? Want Abba Vader se instruksie, sy huwelikskontrak is ewig. Is ewig. En dit gee 'n betekenis aan die ewigheidsverhouding wat hy met my en jou wil hê. Maar wag so 'n bietjie, Abba Vader is alwetend. Dit staan so in Jesaja 46 vers 10. Abba Vader verkondig die einde van die begin af. Dis wat die woord sê. Abba Vader verkondig die einde van die begin af en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie. So dink daaroor, hoekom skryf Abba Vader se hart vir sy kinders op 2 kliptafels? As hy weet, Moses gaan dit neer laat val. Omdat hy sien wat die mense daar onder die berg doen. Of dink daaroor, hoekom sal jy vir iemand 'n liefdesbrief gee, of 'n liefdesbrief stuur, as jy weet, daardie persoon gaan jou verraai, of gaan jou hart breek? Want hy weet die begin van die einde. Hoekom sal jy dit doen? As jy weet, iemand gaan jou verneek. Jy's gekeis, nee, ek keis julle nog, ekskuus, maats keis julle nog. By toe ons in laerskool was, en jy het van 'n meisie gehou, dan jy vir haar 'n briefie geskryf en jy gesê, sal jy my keis wees?
Maak eintlik vir my nou sin. Sal jy my keis wees? My saak. En 'n drakesaak. In Eksodus 31 vers 18 staan en hy het aan Moses toe hy geëindig het om met hom te spreek op die berg Sinai. Hy het aan Moses toe hy geëindig het om met hom te spreek op die berg Sinai. Hierdie Hebreëse woordjie, so ons het gekyk, Abba Vader sê vir hom, hy gee vir hom hierdie kliptafels, hy gee vir Moses hierdie kliptafels wat al lank al geskryf is en hy gee vir hom hierdie ring. Hy sê, maar hierdie is die teken van verbond. En dan staan daar net voordat Moses afkom, dis die laaste ding voordat Moses afkom, wat daar gebeur tussen Abba Vader en Moses, en dan staan daar in Eksodus 31 vers 18, en hy het aan Moses, toe hy geëindig het, om met hom te spreek op die berg Sinai. Nou dit klink soos, okay, so wat gebeur volgende, maar die Hebreëse woordjie vir toe hy geëindig het, om met hom te spreek, toe Abba Vader geëindig het om met Moses te spreek, en hy het klaar vir hom die kliptafels gegee, hy het klaar vir hom die teken gegee, toe Abba Vader geëindig het om met hom te spreek, daardie woordjie in Hebreë is een woordjie, en Dylan hulle gaan vir ons opsit, kala, sê gou, kala, hierdie selfde woord word 'n paar keer in die Bybel gebruik, in Eksodus 32 vers 10, kala beteken begaan, in Eksodus 32 vers 12 beteken dit af te vernietig. In Eksodus 34 vers 13 klaar met hulle gespreek. So kala beteken nie regtig as jy hierdie woordjie gaan bestudeer, dan beteken nie om iets tot 'n permanente of 'n finale einde te bring nie. Dis nie wat dit beteken nie. So wat beteken kala? Kala. Die eerste gebruik van kala kry ons in Genesis 2 vers 1 wat sê, so is dan voltooi die hemel en die aarde wat hulle ganse leer mag. Kala hier beteken wat Abba Vader gedoen het in 6 dae met sy skepping, hy het dit voltooi. So daar was 'n afspraak met Moses en hy het dit voltooi en hy het vir hom 'n huwelikskontrak gegee en hy het vir hom die teken gegee, hy het dit voltooi. Die voltooi. Maar toe Abba Vader die aarde klaar gemaak het, toe hy dit voltooi het, het dit opgehou leef, het dit opgehou stil staan. Nee, dit het nie opgehou bestaan nie. Hy het nie sy skepping uitgevee en oorbegin nie, hy het nie die einde van die skepping gemaak nie. So hoor gou, Abba Vader het dit voltooi tot op die punt van lewensvatbaarheid en funksionaliteit. So Abba Vader het alles in sy vermoë gedoen vir hierdie verhouding. Hy het sy ring gegee, hy het sy huwelik, hy het sy liefdesbrief, al weet hy wat gaan gebeur, hy het alles gegee vir lewensvatbaarheid en vir funksionaliteit. En dan sien ons ook kala in Eksodus 39 vers 32 wat sê, so is dan al die werk van die tabernakel, van die tent van samekoms voltooi. Kala, dis voltooi. Dis nou in funksionaliteit, dis lewensvatbaar. Die tabernakel is voltooi, kala. Voltooi is amper klaar. Kala. Om nou tot volle reg te kom, dit is nou daar, dit is nou klaar, dit is nou voltooi, dit is kala, dit is om tot volle reg te kom, om nou gebruik te word vir diens. Met ander woorde, om iets te kala, te voltooi beteken om iemand of iets ten volle voor te berei, om lewensvatbaar te wees en om volgens funksie te funksioneer. So Abba Vader het vir ons alles gegee om volgens die funksie te funksioneer as sy bruid. Hy het vir ons sy huwelikskontrak gegee, hy het vir ons sy teken gegee. Jy sien, om iemand of iets gereed te kry vir die volgende fase, dis wat Abba Vader gedoen het. Hy het die bruid gereed gekry om na die volgende betekenisvolle gebruik toe te skuif. Kala beteken nie om vernietig te word nie. So kan ek vra, kan julle hierdie woordjie onthou, kala? Dis nie so moeilik, is net 'n A voor die L, kala. So Moses het baie om die kinders van Israel te gaan vertel. Hy is reg, hy is klaar, saam met Abba.
Abba Vader het voltooi uit vir hom sy huwelikskontrak gegee. Hy gaan vir die kinders van Israel vertel, as ons die Sabbat hou, dan is dit ons teken dat ons in verbond is saam met Abba Vader, want Abba Vader is 'n liefdevolle God. Hy is met ons. Moses is reg om berg Sinai af te gaan, want dit was 40 dae wat hy op die berg was. En onthou, voor hy op die berg gegaan het, het Abba Vader eintlik die kinders van Israel saam genooi soontoe. Hulle het Abba Vader se stem gehoor, maar hulle het gesê, Moses, gaan jy, ons is bang, ons gaan dood. Gaan jy, Moses? En nou wat Moses nie verwag of weet nie, is dat die kinders van Israel daar onder die berg besig is met oorspel. Besig met 'n skandaal, hulle is besig met verraad. Hulle is besig om, as jy gekeis is, jy het 'n verhouding met iemand en daardie persoon is nou gekeis met nog iemand. As ek dit so kan stel. Dis 'n skandaal, die persoon verraai jou. Dis verraad, dis skande. Dis 'n ramp. Dis 'n ramp. In die Hebreëse letterkunde staan hierdie waaglike gebeurtenis of hierdie massiewe skandaal van die kinders van Israel bloot bekend is Chet HaEchel, die kalfsonde. Die kinders van Israel bou 'n goue kalf met die voorsiening wat Abba gegee, die goud wat hulle gekry het van Abba, want hy het vir hulle gesê gaan praat met die kinders voor hulle uit Egipte is, gaan vra al die mense in Egipte vir al die goud. Alles kom in elk geval van Abba af, Psalm 24 vers 1, dit staan 9 keer in die woord, alles kom van Abba af. So die kinders van Israel bou 'n goue kalf met die voorsiening, die goud, wat hulle in Egipte gekry het, die aand toe die Pasga lam aan die deurkosyne gesmeer het, en wie het vir hulle die idee gegee om al die goud te gaan kry en by almal te gaan vra? Abba. Want hoekom? For his use. Dit was vir sy gebruik. En Eksodus 32 vers 4 sê, dis nou terwyl Moses besig is, hy is besig met Abba, gebeur daar iets onder die berg, en in Eksodus 32 vers 4 staan Aaron het hierdie goud, wat hulle geneem het, met die buitel bewerk, en daar het 'n gegote kalf van gemaak. En daarop sê hulle, dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipte land laat optrek het. Wat 'n leuen is dit? Waar is die gordel van waarheid? Hoekom het julle nie die gordel van waarheid aan nie? Want wat 'n leuen, het daai goue kalf, het dit hulle uit Egipte uitgered? Nee. Dit was nie goue kalf nie. So hoe kan hulle reg onder Abba Vader se goepa? 'n Goepa is daar, as jy 'n man en 'n vrou sien trou, dan gewoonlik daarvoor waar hulle staan is daar so 'n dakkie. Dis 'n goepa. En daardie goepa, dit onthou, toe Abba Vader vir die kinders van Israel sy aanvanklik vir hulle sê, hier is my 10 gebooie, toe was daar hierdie wolk bo-oor, toe het Abba Vader vir hulle gesê, sal julle in verbond met my wees? Sal julle? En hulle het geantwoord ja. So hulle staan nog daar waar die goepa was, daar waar die huweliks was, waar Abba Vader besig om sy huwelikskontrak op kliptafels vir hulle af te stuur, want hulle harte was so hard, hulle wou nie doodgaan aan hulle eie dinge nie. Selfgesentreerd. So, reg onder Abba Vader se goepa, daar waar hulle daaronder was, waar hy sy huwelikskontrak vir hulle gegee het en met hulle gepraat het, is hulle besig om 'n goue kalf, 'n afgod te bou. En die vraag is, hoe kon 'n volk wat in die skaduwee van Abba Vader se teenwoordigheid geleef het, 'n afgod bou? Ek meen, hulle het mos gesien, Abba Vader het hulle gered deur die bloed van die lam. Hulle het gesien die 10 plaae. Hulle het gesien hoe Abba Vader vir hulle 'n pad deur die Rietsee maak. Hulle het gesien hoe Abba Vader vir hulle manna en water uit 'n rots uitgegee het. Hulle het gesien hoe Abba Vader in die dag in 'n wolkkolom hulle lei, in die nag in 'n vuurkolom. Hulle het gesien hoe Abba Vader vir hulle ontmoet het
In Eksodus 19, 40 dae terug, hulle het gesien hoe Abba Vader met hulle praat, hulle die donder weer, en hulle het gesê, nee, ons gaan nie op nie, want hulle was bang. Hulle weet Abba is daar. Hulle het dit gesien, want Abba het vir hulle gevra om in verbond met hulle te wees. Hulle het gesien, hulle het gehoor hoe Abba Vader hulle nooi om in sy teenwoordigheid in te kom. Hoe vergeet jy dit alles? Hoe vergeet jy dit alles? Want nou ewe skielik soek hulle iemand anders, 'n afgod, om te aanbid. En wat hulle lei. En sê dis sommer die afgod wat hulle gemaak het, wat hulle uit Egipte uitgelei het. Was dit moontlik omdat hulle 'n God gesoek het wat hulle aanbid op hulle terme? Ons soek 'n God wat ons toelaat om te doen wat ons wil doen. Hy moet maar net daar wees, vir as ons 'n emergency het. Jy sien, hierin lê 'n baie hartseer waarheid, en die waarheid is dat mense 'n God sal kies om te aanbid wat hulle volgens hulle eie smaak kan vorm. Hulle wil 'n God aanbid waar hulle sê hoe en wanneer dinge gebeur. Ons bepaal die tyd. Hulle soek 'n God wat hulle kan manipuleer en beheer. Hoekom? Want sien, vir so 'n God is jy nie verantwoordelik vir elke gedagte wat in jou kop inkom nie. Vir so 'n God het jy 'n opinie. Nee, 'n kalfgod word gedien soos wat jy daarvan hou. Bly jy stil en wees jy maar net saam met ons, en ons sal by jou kom bid wanneer ons jou nodig het. Wanneer ons wil. En ons sal jou laat goed voel. Dis hierdie kalfgod aanbidding wat jou nooit konfronteer met 'n lou warm verhouding nie. Want daar is nie 'n verhouding met so God. Hy bestaan nie, is van goud, materiaal. En die hartseer ding is, en die waarheid, hierdie kalfgod word vandag nog aanbid. Ons weet, Abba Vader se huwelikskontrak is baie duidelik. Sy tweede gebod, jy mag geen gesneede beelde of enige gelykenis maak wat Abba Vader, want Abba Vader is 'n jaloerse God. So hoekom dink Aaron om 'n kalfgod van goud te maak, goud wat ook aan Abba Vader behoort? Die kinders van Israel was op soek soos hulle geleer is in Egipte om iets sigbaar te sien. Hulle was in Egipte gewees, in Egipte was daar oor die 80 verskillende gode. Abba Vader het die grootes met die 10 plaae vermorsel. So maar hulle soek ietsie wat hulle kan aanbid, wat hulle kan sien. Hulle soek nie verhouding nie. Hulle soek godsdiens. En hierdie Egiptenaars het afgode gehad vir enige iets, van vrugbaarheid, reën tot son. Hulle het tot 'n songod gehad. En hulle het uitgekapte beelde van hierdie afgode gemaak. En dit aanbid. Aaron en die kinders van Israel was verlos uit Egipte, en hulle het gesien wat Abba Vader gedoen het in Egipte. Maar nog nie diep binne in die hart was Egipte nog baie sterk. Hulle hinker terug na Egipte. En daarom vra die kinders van Israel vir Aaron, hulle vra eers vir Aaron, kom, maak vir ons gode wat voor ons uittrek. En net hier het Aaron die geleentheid gehad om vir hulle te sê, nee, wag so bietjie. Abba Vader het dan duidelik vir almal om te hoor gesê in Eksodus 20 vers 4, toe daardie berg gebewe het en alles, julle het almal gehoor, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak nie. Hoekom bly Aaron stil? Hoekom sluit hy kompromie? Hoekom please hy mense? Want dis wat groepsdruk doen, maats. As daar 'n klomp maats is wat vir jou sê, kom ons boelie vir Frank. En jy wil nie eintlik nie, maar nou omdat daar 'n klomp is, nou gaan jy maar saam. Jy's deel daarvan. Jy mag nie weens groepsdruk reageer nie, wat reg. Jy mag nie doen omdat almal dit doen. Nou doen ek dit ook nou nie. So, hoekom sê Aaron nie vir hulle, hoorie, dit wat julle hier doen, Abba Vader het duidelik gesê, ons mag dit nie doen nie. Nee, dit kom nie uit sy mond uit nie. Tweedens vra die kinders van Israel vir Aaron, hierdie Moses, die man wat ons uit Egipte land laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie. Julle het nou gesien hoe klim hy die berg op?
Julle het gehoor dat Abba Vader het hom opgeroep. Inteendeel, Abba Vader het almal opgeroep en julle het gesê, nee, gaan jy Moses, so julle weet waar is hy. En net hier het Aaron die geleentheid gehad om te sê, hoorie, moenie Moses soek, kom ons soek Abba Vader. Hy is die een wat ons nog altyd gelei het. Inteendeel, dit was Abba Vader wat ons van hierdie berg af vir my en vir Moses gestuur het om julle te kom haal om hiernatoe te bring. Van hierdie berg af. Aan die een kant van hierdie berg is berg Sinai, die agterkant word hy net genoem berg Horeb. Same place. Moenie vir Moses vir afgod nie, want dit is nie Moses wat julle uit Egipte verlos het nie. Nee, dit was Abba Vader. Maar kom ons veroordeel nie vir Aaron nie. Kom ons vra onsself eerder af, hoe reageer ek en jy in 'n Aaron situasie wanneer daar groepsdruk is? Gaan ek en jy vou? Of gaan ons die skoene aantrek van die wapenrusting van Abba? Sluit ons kompromieë soos Aaron. Want Aaron het gestap in die calling wat Abba vir hom het. Sal ons weens groepdruk en mense se emosies buig? Of gaan ons staan op Abba Vader se woord? Sal ons eerste reaksie in moeilike omstandighede wees, kom ons nader Abba Vader en hou vas aan sy woord? Of gaan ons soos Aaron goue kalf bou? Die vraag is, hoe het ons nie dalk ook al goue kalwe gebou, omdat ons mense gaan raadpleeg in plaas van Abba Vader? Hoor gou wat sê Eksodus 32 vers 5, en toe het Aaron 'n altaar gebou voor die goue kalf. Daar's tot 'n altaar gebou voor hierdie goue kalf, en Aaron het uitgeroep en gesê, môre is daar 'n fees tot eer van Jotewawai. Aaron bou 'n altaar voor hierdie goue kalf en sê dis 'n fees tot Abba Vader. Tot die Here, die Bybel praat, dis 'n fees tot die Here, en die vraag is, watter Here dien jy? Want Abba Vader het dan duidelik gesê in sy huwelikskontrak. Jy sien 'n mens wat sy eie dae heilig verklaar, vir Abba Vader se woord verklaar dit as strange fire. As 'n mens sy eie dae heilig, dis hoekom is baie gevaarlik om jou eie opinie te lewer. En daarom het ons nodig om te vas, te bid en Abba's te raadpleeg, Abba. Want as ons eie soos Aaron, kom ons noem hierdie sommer 'n fees van Abba op hierdie tyd. Strange fire. Jy sien, Abba Vader is alwetend, en terwyl hy vir Moses vertel oor die ring, hierdie teken, die Shabbat, en vir Moses sy ketubah gee, weet Abba Vader dat die kinders van Israel besig is daaronder met oorspel. Hulle is besig met egbreek. Hoekom sê ek so? Onthou, dis wat vir Moses en Aaron, vir wie Abba Vader die opdrag gegee het, bietjie meer as 100 dae gelede, om aan die ander kant, of dit kan langer wees, dit was nou omtrent 40 dae wat Moses op die berg was, en hulle het 50 dae getrek vanuit Egipte, maar voor dit het Abba Vader eintlik vir Moses en Aaron gesê, by hierdie selfde berg, om vir die kinders van Israel, al 12 stamme uit Egipte te lei. Waartoe? Na hierdie selfde huweliksplek, hierdie seremonieplek. Onthou in Eksodus 19 sê Abba Vader, 3 dae moet hulle self heilig, hulle moet hulle self afgesonder hou ook. Toe op die 3de dag was daar hierdie wolk, hierdie bassein geklank, en Abba Vader gee toe vir hulle sy volk, sy woord, sy huwelikskontrak. En hy begin met hulle sy harte deel. En Abba Vader gee vir hulle sy huwelikskontrak, en Eksodus 19 vers 8 staan, toe antwoord die hele volk eenparig en sê, alles wat Abba Vader gesê het, sal ons doen. Alles wat hy gesê het, sal ons doen. Met ander woorde, Abba Vader maak letterlik aan die voet van berg Sinai aan hulle huweliksaanbod, en hulle sê almal ja. En op hierdie huwelikskontrak staan, jy mag nie egbreek nie. Onthou, die huwelik of verbond is ingestel ook deur Abba Vader. En wat die kinders van Israel nou doen deur die goue kalf is niks anders as geestelike oorspel of egbreek nie. Hierdie goue kalf aanbidding is ontrouheid aan Abba Vader. Wat metafories beskryf
geestelike oorspel, geestelike egbreek is 'n tema wat reg deur die Bybel gebruik word om die kinders van Israel se ontrou aan Abba Vader te beskryf. Byvoorbeeld ook in die boek Hosea word die profeet Hosea geroep om met 'n vrou te trou wat ontrou is, wat die hele tyd met ander manne. Sy trou met Hosea, maar sy het die hele tyd ander verhoudings met ander manne. En haar optrede word gebruik as 'n metafoor vir Israel se ontrouheid aan Abba Vader, deur afgoderry en ongehoorsaamheid. My punt is, die aanbidding van hierdie goue kalf is geestelike oorspel. Dis die verraad van hulle verbond met Abba Vader deur hulle afgodsaanbidding. So prakties, maats, hoor gou hierso by meeste troue. By meeste troue. Wie was al by 'n troue? Awesome. Meeste troue begin by 'n huweliksbelofte. En waar jy sê, ek neem jou aan as my wettige vrou, of my wettige man, my wettige eggenoot. Dis wat gebeur het net voor Moses vir 40 dae op die berg was. Dan by 'n troue vandag verder, die trouring word aan die hand gesit, word aan die vinger gesit. As 'n simbool dat ons getroud is. As 'n simbool dat ons beloof het, through better and worse, through sickness and health, and the richer times or poorer ones, until she is separated from her husband by death. Tot dood toe sal ek jou lief hê. Oor en oor in die woord staan daar, soos in Johannes 14 vers 15, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Dit is wat Abba Vader sê, die huwelikskontrak is daar. Dan hierdie getroude paartjie sit dan ook en hulle het hierdie dag onthou hulle, so hulle het 'n datum, en hulle sit hierdie datum in hulle kalender. Datums wat vir hulle sit alle datums in wat vir hulle belangrik is. Net so het Abba Vader ook vir ons 'n kalender met datums gegee wat vir hom belangrik is. Dan by 'n troue of 'n huwelikseremonie sê die dominee of die pastoor gewoonlik, wat God saamgevoeg het, mag die mens nie breek nie. Dis nie die een wat daar voor staan se woorde nie, dit is opgeskryf 4 keer in Abba Vader se woord. En dan sê die woord ook, dat die paartjie nie meer 2 is nie, maar nou 1 in vlees. En dit geld alles dieselfde in 'n verbondsverhouding, en dit is wat die kinders van Israel vir Abba Vader gesê het, toe hulle gesê het ja, en hy het sy huwelikskontrak vir hulle gegee. En dit is so hartseer, Abba Vader is besig om sy ring, sy teken, sy Sabbat vir Moses te gee, om af te vat vir die kinders van Israel wat gesê het ja. En op hierdie selfde oomblik is die kinders van Israel besig om 'n goue kalf te bou en te aanbid. En hulle pleeg egbreek. Kan jy dink net gou vir 'n oomblik, vir die meisies wat hier is, kan jy dink, jy en jou man het jy het klaar gesê, ja, ek gaan met jou trou, en hy het klaar die ring en die huwelikskontrak, en hier is een van, die een met wie jy trou, het 'n verhouding met iemand anders, jy vind dit uit. Hulle het 'n verhouding met 'n afgod, 'n kalfgod. En terwyl hulle doen, sê Abba Vader vir Moses, in Eksodus 32 vers 7 tot 8, gaan heen, klim af, gaan heen. Ek kan sommer Abba Vader, as ek hierdie lees, dan voel ek Abba se pyn aan, hy sê, gaan heen, klim af. Want jou volk, toe is dit nie meer sy bruid of sy volk nie, hy sê, want jou volk wat jy uit Egipte land laat optrek het, Moses, jy wat hulle laat optrek het verderflik gehandel. Hulle het verderflik gehandel, en hulle het gou van die weg afgewyk wat ek hulle beveel het. Hulle het gou, hulle het vir hulle gegote kalf gemaak, en daarvoor neergebuig, en daar aan offers, en gesê, dit is jou gode, o Israel, wat jy uit Egipte land laat optrek het. So kan jy gedink, toe Moses dit hoor, en Abba sê dit vir hom, toe sê, waar kom hierdie vandaan, wat het nou gebeur? Want Abba Vader het nou net vir hom sy huwelikskontrak en die ring gegee, en gesê, dis kala, onthou. So kan jy hierdie pyn en seer van Abba Vader, en toe Moses dit hoor, ervaar hulle albei. Nee, moenie dit vir my sê nie, moenie vir my sê, hulle is besig met goeder wat u hart
seer maak nie. Moenie vir my sê hulle is besig met dinge wat u hart gebroken maak nie. Abba, moenie vir ons sê ons is besig met dinge wat u hart breek nie. Ontrouheid, verraad, oorspel. Maar dan sê Abba Vader verder vir Moses, en hierdie is baie mooi, hy sê in Eksodus 32 vers 9 tot 10, ek het hierdie volk gesien en kyk, dis 'n hardnekkige volk. Laat my dan nou begin, dat my troon teen hulle ontvlam, en ek hulle verteer. Jo, ek het nou net gesê, dis 'n mooi gedeelte hierdie. Ek weet nie, klink dit vir julle ook rof? Hoor wat sê Abba Vader? Hy het sopas vir hulle sê, maar dis hoe ons voel in ons emosies. Dis hoe ons voel, en ek dink dis hoe Moses gevoel het, want hy het hierdie geskryf. En die een wat dit vertaal het ook so gevoel, want Abba Vader se hart is seer. Sy hart is gebroken, want hulle doen nou net. Hy het vir hulle 'n huwelikskontrak, hy het vir hulle hierdie ring, sy Sabbat, hy het vir hulle, sy teenwoordigheid is met hulle, hy het hulle die berg opgenooi, nou is hulle besig om 'n ander, en dan sê hulle hierdie afgod wat hulle gemaak het uit Egipte. Wat 'n leuen is dit? Hoe kan julle so lieg? So ou sou dink dit is, ja, Abba Vader sê in Eksodus 32 vers 9 tot 10, hulle is hardnekkig. En Abba Vader wat vir Moses sê, laat my nou gaan, dat my troon teen hulle ontvlam, en ek hulle verteer, dat ek hulle net daar in die brand steek, soos wat hulle daai brandende vuur gesien het bo op die berg. Dis hoe ons reageer in emosies, dis wat ons wil doen. Ons wil dadelik, as ons so seer kry, dan wil ons iemand doodgooi met klippe, ons wil dadelik reageer, want dis ons emosies wat uitbars, en die een wat hierdie geskryf het verseker, so gevoel, hy die aanvoeling gekry van Abba Vader, maar dis nie wat Abba Vader sê nie. Dis nie wat Abba Vader sê nie. Ek het altyd gedink, Abba Vader het so kwaad geword teenoor hulle, hy het ontvlam en hy wou hulle verteer. Maar Abba Vader leer my, ons moenie te vinnig wees om tot gevolgtrekkings te spring nie. Ons moenie aannames maak nie. Ons moenie vooropgestelde idees hê nie. So Abba Vader leer my, hy het nie hier in sy verklaring aan Moses gesê, hy gaan die kinders van Israel verteer, hy gaan hulle uitwis en hy gaan hulle vervang met iemand anders nie. Dis nie wat hy gedoen het nie, nee. Ek gee jou 'n raai, wat is die Hebreëse woordjie vir verteer? Kala. Hoe het hom Gerard dit gewees? Kala. Kala beteken nie verteer of vernietig nie. Wat beteken dit? Dit beteken om iemand se lewe of iets gewelddadig, dit beteken nie om iemand se lewe gewelddadig te eindig nie, nee. Die vertaling is verkeerd, en ek kan verstaan hoekom hierdie persoon dit verkeerd vertaal het, want hy kan aanvoel hoe Abba gevoel het, en dit is hoe ons as mense voel, as iemand jou verraai, as iemand met jou oorspel pleeg, dis hoe ons voel. Maar die vertaling is verkeerd. Kala beteken om te voltooi tot op die punt van lewensvatbaarheid, en Abba Vader het voltooi tot lewensvatbaarheid en funksionaliteit. Hoor gou, Kala, sy selfstandige naamwoord in Hebreëus is die woordjie wat gebruik word om 'n bruid te beskryf. Kala beteken letterlik om gereed te maak sodat dit kan funksioneer volgens die ontwerp vir die een wat dit ontwerp het. Soos wat ek en jy die bruid, die Kala, want bruid is ook Kala. Soos wat ek en jy die bruid, die Kala, Yeshua gereed moet wees, vir Yeshua se koms moet gereed wees om te funksioneer. Ons moet funksioneer volgens sy ontwerp as sy bruid. Ons moet besig wees met sy koninkrykswerk. Dit was nog altyd Abba Vader se doel vir my en jou. Sy ontwerp was nog altyd vir my en jou om die Kala, die bruid van Yeshua te wees. Om te funksioneer volgens die ontwerp wat hy nog altyd gehad het. So hoor gou in Eksodus 32 vers 9 tot 10, was Abba Vader nie van plan om die kinders van Israel te verteer of te vernietig nie. Dit is eenvoudig nie Vader se aard nie. Dis nie sy karakter nie. Dit was nie in ooreenstemming met sy doel, sy beloftes, sy planne vir die kinders van Israel nie.
En soos 'n bruidegom het Abba Vader eintlik aan Moses gesê dat hy sal alles doen. Maar Moses, gaan jy af? Gaan jy af? Gee jy vir hulle die huwelikskontrak, gee jy vir hulle my ring, want ek sal alles doen. Ek sal alles doen wat nodig is om die kinders te voltooi, 'n bruid te maak, 'n kala. Ek sal alles doen om haar kala, die suiwerste, vlekkelose bruid te maak. Gaan af, gaan gee vir hulle nog steeds hierdie huwelikskontrak, gaan gee vir hulle die ring dat hulle die Sabbat kan hou. Maar Vader sê vir Moses, ja, hy sal alles doen wat nodig is. Alles doen. Hy sal alles doen wat nodig is om kinders van Israel te voltooi. Om hulle te voltooi, kala, na 'n gepaste metgesel wat die lig in 'n donker wêreld sou wees. En Abba Vader het alles gedoen, hè? Want so lief het Abba Vader die wêreld dat hy sy enige gebore seun gestuur het vir die wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. Jy sien, Abba Vader, wanneer ons sondig, dan bring dit sekere, dan moet ons verstaan dat daar's sekere dissiplines. Wanneer ons iemand skade doen, wanneer ons sondig teen Abba Vader, dan is daar sekere dissiplines. En dit noem ons teshuva, dan moet ons terugkeer na Abba Vader toe. 'n terugkeer na verbond toe, terugkeer na Abba Vader toe. En hy sê vir Moses, ek sien wat hulle doen. En wat hulle besig is om te doen is, ek sal ook voorsien vir dit. Ek sal my seun stuur. Want hulle gaan moet teshuva en al hoe jy met sonde handel, die loon van sonde is die dood. So in plaas dat hulle dood gaan, sal ek my seun stuur. Ek sal alles doen. Maar Vader het nooit gesê ek gaan hulle verteer nie. Dis nie wie hy is nie. Hulle gaan moet teshuva. En ware teshuva, die resultate daarvan is herstel terug na huwelikskontrak, na huweliksverbond waar jy die ring aan sit, die huwelikskontrak deel maak van jou lewe. Daar's genesing wat plaasvind in die verhouding en daar's groei, sodat jy die lig in 'n donker wêreld kan wees. En dis hoe Abba Vader ons in volwassenheid bring op hierdie pad van heiligmaking. Dis hoe Abba Vader ons verbind met ons bestemming en ons bemagtig om ons doel in sy groot verlossingsplan te verwesenlik. Dit is die proses om 'n wat egbreek gepleeg het, 'n prostituut, 'n suiwer vlekkelose bruid te maak. Dit was die prys wat Yeshua moes betaal het. En nadat Abba Vader vir Moses gesê het dat hy die kinders van Israel sal kala, hy sal alles doen. Hy sal voltooi dat hulle sal tot volle funksioneer. Ten spyte van hulle sonde, sê Abba Vader in Eksodus 32 vers 10, dan sal ek hulle 'n groot nasie maak. Dan staan aan Eksodus 32 vers 14, toe dit Jotawai berou oor die onheil wat hy gesê het dat hy sy volk aandoen. So hoe pas dit nou by die gedeelte? Berou is ook verkeerdelik vertaal. Want Abba Vader het nie berou of hy verander nie. Berou in Hebreëus is die woordjie nagam, wat beteken hy het hierdie deernis gehad. Hy het hierdie deernis gehad om te troos, want jy het gekies om weg te draai van my. En die oomblik as ek en jy kies om weg te draai van Abba af, dan stap ons uit sy voorsiening, sy beskerming uit. Die regte vertaling van hierdie vers sê eintlik dat Abba Vader hy het homself getroos, want sy hart was gebreek oor te sien wat sy bruid besig is om te doen. Maar ten spyte van dit sal hy nog steeds alles doen, en hy het geweet wat was die prys wat betaal moes word daarvoor. Hy het berou gehad, hy het homself getroos oor die kinders van Israel se toekoms, omdat hy weet ook wat sy hele verlossingsplan. Abba Vader weet alles en het geweet van die oordeel en die dissiplines wat hy vir die kinders van Israel beplan het, en dat dit verlossing sou bring. Abba Vader het 'n verlossingsplan. Kan ek gou vra, kan ons hierdie gedeelte net so vir 'n oomblik daar los? Kan ek julle vat na 'n ander gedeelte toe? So ons los hierdie storie hier
En dit is 'n mooi storie, nê, wat is 'n ware verhaal wat Abba Vader hierdie huwelikskontrak gee en wat ons uit die Bybel uit lees en dis deel van ons lewe. Hy gee nog steeds vir ons hierdie huwelikskontrak en hy wil dit op ons hart skryf en ons moet nog steeds sy covenant hou. Hy wil hê ons moet saam met hom en al hoe ons terugkom is deur Yeshua. Maar kan ons hierdie verhaal in die woord net daar los en na 'n ander gedeelte toe in die woord sit? Ek sê verkeerd. Kan ons hierdie ware diep betekenis net daar plaas en kan ons na 'n ander gedeelte toe gaan? Dan kyk ons hoe pas hierdie twee by mekaar. Gerard praat altyd van connecting the dots. Kom ons kyk, want die woord sê Yeshua het vir ons vervulling gebring. Hy het nie die woord kom wegvat nie. Hy het dit kom vervul. So kom ons kyk, wat se prentjie word vir ons geskilder? En dan gaan kyk ons, en ek gaan vir jou lees, Johannes 8. Maar Yeshua het na die Olyfberg gegaan, en vroeg in die môre het hy weer in die tempel gegaan, en al die mense het na hom gekom, en hy het gaan sit en hulle geleer. En die skrifgeleerdes en die fariseërs het 'n vrou, wat in egbreek betrap was, na hom toe gebring. Yeshua is die Alfa en die Omega. Ek dink nie Yeshua het uitgesien na hierdie dag nie. Hy het geweet wat gaan gebeur die uur toe hulle haar daar aanbring. Hy was besig om hulle te leer en dit sal my nie verbaas as hy besig was om hulle te leer wat by die berg Sinai gebeur het met die kalfgoed nie. Dit sal my nie verbaas nie. Maar vroeg in die môre het hy weer in die tempel gegaan en al die mense het na hom gekom en hy het gaan sit en hulle geleer. En die skrifgeleerdes en die fariseërs het 'n vrou wat in egbreek betrap was na hom toe gebring. En toe hulle haar tussen hulle in laat staan het, sê hulle vir hom: "Meester, hierdie vrou is op 'n daad van egbreek betrap. En Moses het ons in die wet beveel gegee om sulke vroue te stenig. Maar wat sê u?" En dit het hulle hom gesê om hom te versoek sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig. Maar Yeshua het neergebuk en met 'n vinger. Het ons vroeër vandag gepraat oor 'n vinger? 'n vinger op die grond geskrywe. Maar toe hulle aanhou om te vra, het hy hom opgerig. Hulle het aangehou en hom gevra. Hy is besig om aan die grond te skryf. En miskien kon hulle nie sien wat hy besig is om te skryf nie, nê. En hulle het aangehou om hom te vra en hy het opgerig, hy het homself opgerig en vir hulle gesê: "Laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi." En weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe. Maar die woord sê, en toe hulle dit hoor wat hy gesê het. Daar staan nie en toe hulle sien nie. En toe hulle dit hoor, het hulle deur hulle gewete bestraf. Een vir een weggegaan van die oudste af tot die laaste toe, en Yeshua het alleen agtergebly en die vrou wat daar tussen hulle ingestaan het. En toe Yeshua hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar: "Vrou, waar is hierdie beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie?" En sy antwoord: "Niemand nie, Here." En Yeshua sê vir: "Ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie." Kan jy dink wat hierdie dag in hierdie vrou se gedagtes gebeur het? Oei, ek is nou net uitgevang, ek het sonde gedoen. Ek is so pas uitgevang op egbreek. Ek het so pas oorspel gepleeg. Ek het so pas skade gedoen. Huge skade. Sy is op pad om gestenig te word. En hier op pad na haar doodsvonnis toe gebeur daar iets en sy het 'n ontmoeting met Abba Vader se verlossingsplan. Die een waar daaroor baie geskryf is in die Ou Testament. Baie profesieë is oor vertel, sy het 'n ontmoeting met God homself. Sy het 'n ontmoeting met Yeshua, Abba Vader se verlossingsplan. Alles in die woord gaan oor hom. Maar hierdie vrou besef nie wat gebeur nie, want onthou, in haar oë is hy 'n Joodse rabbi.
En toe hulle vir hom vra in Johannes 8 vers 4 tot 5, meester, hierdie vrou is op pad, is op die daad van egbreek betraf en Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig, maar u, wat sê u? Hierdie vrou moes besef het, hierdie is haar einde. Want hier haal hulle die woord aan, dis wat in die woord staan. Sy gaan gestenig word. Sy gaan gestenig word want sy het egbreek gepleeg. So kan jy dink hoe moes hierdie vrou skaam, moes hierdie vrou gevoel het op daardie oomblik. En mag Heilige Gees vir ons die dots connect, mag Heilige Gees ons leer oor Abba Vader se verlossingsplan wat hierdie egbreek vrou ontmoet het, want ek wil vir jou sê, jy gaan dalk nie nou al die dots het dadelik kry nie, maar daar's baie dots, en ek het ook nog nie almal nie, wat hier tussen hierdie twee gedeeltes in die woord gebeur, met die kinders van Israel wat egbreek pleeg, en hierdie vrou, wat voor Yeshua gebring word, wat ook egbreek betrap word. En mag Heilige Gees ons so deur die middag, deur die dag, want dit is Shabbat. Ons sit in afsondering in Abba se tyd, mag Heilige Gees ons wys. Maar die eerste ding wat Heilige Gees ons leer is, Yeshua het haar nie veroordeel nie. En Yeshua sê soveel keer, hy doen niks, en sê niks, as hy dit nie sy Vader sien doen, en sê het nie. Yeshua sê vir in Johannes 8 vers 11, ek veroordeel jou ook. Het Abba Vader as die waarheid leer, in sy woord oor die regte vertalings, het Abba Vader die kinders van Israel veroordeel? Nee, hy het kala, hy het hulle innig jammer gekry. Yeshua sê, ek veroordeel jou ook nie, vrou. Hoekom dink ons so baie dat Abba Vader ons veroordeel? Dat hy die wrede God is, en dat hy, soms antwoord hy nie my gebede nie, want wat het ek nou verkeerd gedoen, hy straf my in. Hoekom dink ons, rarig wanneer, soos hierdie vrou, sy dink sy gaan verteer, sy gaan uitgewis word, sy gaan vernietig word, dis wat sy gedink het, dit was na haar gedagtes, net soos wat die kinders van Israel, en soos wat ons altyd gelees het, dis wat dit beteken in die woord. Jy sien, sondaars doen sonde, maar Abba Vader veroordeel nie. Hoekom nie? Want dit skok hom nie, hy is die Alfa en die Omega, hy weet. Hy weet. Dis vir ons 'n groot skok as 'n sondaar doen. Sonde doen, dis vir ons 'n groot skok. Maar nie vir Abba Vader nie, want hy weet. Hy weet, dis wat die vyand gedoen het. Dis wat die vyand kom doen het. In Johannes 3 vers 17 sê Abba, want so lief het ek die wêreld dat ek my seun gestuur het. So Abba Vader het nie sy seun gestuur om ons te veroordeel nie. Paulus sê in Romeine 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat Yeshua Messias is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Yeshua Messias is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Yeshua sê vir die vrou wat egbreek gepleeg het, vrou, waar is hierdie beskuldigers van jou nou? Het niemand jou veroordeel nie? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie. En Yeshua sê, ek veroordeel jou ook nie. Maar gaan nie weg en sondig nie meer nie. Ek het nie die prys kom betaal. Ek het nie die prys kom betaal dat jy nog verder kan sondig. Maar Vader het nie die prys betaal. Hy het nie sy verlossingsplan gestuur dat ons nie meer sy Sabbat kan heilig of dat ons sy 10 gebooie, sy huwelikskontrak sal shema nie. Yeshua sê niemand, sy antwoord niemand nie, Here. En Yeshua sê vir haar, ek veroordeel nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. En Abba Vader wil dit vandag vir my en jou ook sê. Ek veroordeel jou nie, my kind. Ek weet nie wat het jy verkeerd gedoen nie. En ek wil regtig vir jou vra dat Heilige Gees elke een van ons harte sal deurgrond. En dat as daar iets is wat jy moet bely,
dat jy dit voor Abba Vader sal bely, want hy sê ek veroordeel jou nie. Ek veroordeel jou nie, my kind. So Yeshua veroordeel nie. En die tweede ding wat Heilige Gees ons leer met hierdie ontmoeting wat Yeshua het by die vrou wat egbreek pleeg, is Yeshua sluit nie kompromieë nie. Abba Vader het nie gesien toe die kinders van Israel, want onthou Yeshua doen net wat Abba Vader sê en doen. En Abba Vader het nie gesê, okay, Moses, ek weet jy het die 10 gebooie verander. Hy sê bring nuwe kliptafels. Hy het dit nie verander nie. Hy het nie gesê, okay, gooi die ring weg nie. Nooit dit gedoen nie. Yeshua sê vir die vrou, so ons leer, Yeshua veroordeel nie, en Yeshua sluit nie kompromieë nie, want Yeshua sê vir die vrou, ek veroordeel jou nie, en die volgende ding wat Yeshua vir sê, gaan heen en sondig nie meer nie. Met Yeshua veroordeel nie, maar hy sluit ook nie kompromieë nie. Het ons nie net die neiging vandag om of die een of die ander kant toe te gaan nie. Ons wil nie veroordeel nie, maar dan wat ons doen is, ons sluit kompromieë en noem dit dan relevant in vandag se tyd. Yeshua was die mees relevante mens wat ooit geleef het. En hoor wat sê Matteus 11 vers 19. Die seun van die mens het gekom. Hy eet en drink en hulle sê daar's 'n mens wat 'n vraat en 'n wynsuiper is, 'n vriend van tollenaars en sondaars, maar die wysheid is geregverdig deur sy kinders. Met ander woorde, Yeshua is genoem 'n vriend van sondaars. Hy het baie saam met mense gaan sit wat nog nie kennis gehad het nie. Hy het by 'n vrou gesit en by haar neergebuig, op die grond geskryf, wat so pas op egbreek betrap is. Yeshua doen net wat sy Vader doen. Kan ek vra, doen sy disippels wat Yeshua doen? Of is ons te vinnig om te veroordeel? En dis die een kant, of sluit ons kompromieë, soos Aaron. Yeshua het saam met sondaars gesit. Maar hy was nie deel nie, hy het nooit met hulle, hy het altyd die waarheid vertel. Yeshua is 'n vriend van sondaars, so hy veroordeel nie, en dan afgeskei van die sondaars, want hy sluit nie kompromieë nie. As ek en jy kompromieë sluit, het ons geen platform waarop ons staan as ons getuig nie. Sondaars het dit geloof om uit te hang saam met Yeshua, want hy het nie veroordeel nie, maar hy het nooit kompromieë gesluit nie, hy het die waarheid vertel. Hierdie vrou was 'n egbreker, maar dit het nie Yeshua se liefde vir sy bruid, dit het nie Abba Vader se liefde vir sy dogter weggevat nie. Nie inteendeel, Abba Vader sê in Maleagi 2 vers 4, hy haat egskeiding. Hoekom haat Abba Vader egskeiding? Want Abba Vader weet hoe seer dit maak. Maar het jy mooi gehoor, en jy kan dit gaan lees, Maleagi 2 vers 4, hy sê nie hy haat die mens wat egbreek pleeg nie. Hy haat egskeiding. So die rede hoekom Abba Vader egskeiding haat, is omdat hy mense so lief het. Dit sou dieselfde gewees het as hier gestaan het in die woord, Abba Vader haat kanker. Dit sê nie Abba Vader haat mense wat kanker gehad het nie, of wat tans sit met kanker nie, hy haat kanker, want kanker maak sy kinders seer. Met ander woorde, Abba Vader is nie teen my en jou nie, hy is vir ons, en wanneer jy 'n fout maak, of jy nou trip en val, en of jy in 'n fout inloop, soos wat hierdie vrou wat egbreek gedoen het, dit gewilliglik gedoen het, Abba Vader is nog steeds lief vir sy kinders, maar hy gaan nie kompromieë sluit nie. Hy gaan nie kompromieë sluit nie. En sonde vernietig. En maak kinders van Abba Vader seer, en dis hoekom hy sy huwelikskontrak gee. Hy gee sy alles. Hy gee sy huwelikskontrak, hy gee sy huweliksring, en hy betaal die prys. Is dit nie die 3 goed wat nodig is in 'n verloving nie? Abba Vader bly gister, vandag en môre nog altyd dieselfde. En hoe meer ons Abba Vader se woord leer, hoe meer besef ons
hoe hy ons waarsku teen soveel goed, want hy's 'n good Vader. Nie omdat hy nie wil hê ons moet van hê of pret hê nie. Nee, omdat hy ons Vader is en hy vir ons omgee. Soms moet my vrou regtig my Iseer Kenagdol wees. Wat beteken helper? Sy is gemaak, sy is my Iseer Kenagdol, want sy gaan partykeer vir my seun sê, julle pa, laat hierdie goeders nie toe, of hy doen dit nie, omdat hy lief is vir julle. Omdat hy julle beskerm. Nie omdat ek hulle pret wil wegvat nie. Hierdie vrou wat egbreek gepleeg het, was op pad om gestenig te word vir iets wat sy gewilliglik verkeerd gedoen het. Sy het dit uit eie keuse gedoen. Dis sondes wat ons doen uit eie keuse. En die volgende oomblik daag haar verlosser op haar Messias en sy kry 'n geleentheid om in sy oë te kyk. Sy kry 'n geleentheid om die vuur wat binne in hom brand vir haar te sien. Die liefde wat sy gekry het 'n paar ure vroeër was glad nie die liefde wat sy kry toe sy in sy oë kyk. Sy kry 'n geleentheid om in liefde self vas te kyk en hy veroordeel haar nie, hy red haar. Want dit wat hy doen, dis Abba Vader se verlossingsplan. En miskien het hy vandag so 'n ontmoeting met jou. Want jy voel daartoe waar jy op pad is, jy het so verkeerd gedoen. Abba Vader, vir vandag sê my kind, ek veroordeel. Ek het geweet jy gaan dit doen. En ek het my seun gestuur. Gaan heen en sondig nie meer nie. So ek weet nie waar jy vandag gaan nie. Dalk het daar iets verskriklik gebeur. Jy het dalk getrip, jy het geval, jy het dalk gewilliglik sonde gedoen. Jy het die verkeerde ding gedoen. Jy het soos Aaron kompromieë gesluit. Jy het mense geplees. Jy het ergens iets verkeerd gedoen. Maar Vader wil ook vandag jou in die oë kyk en sê ek veroordeel nie. Jy's my kind. Ek sal alles vir jou doen. Ek is baie lief vir jou. Gaan heen en sondig nie meer nie. Ek het my seun gestuur. Is dit nie amazing nie? Is dit nie amazing hoe Johannes vir ons hierdie vertel? Johannes was die disipel wat sy kop op Yeshua se bors gesit het. Hy het liefde verstaan. Is dit nie amazing hoe 'n disipel van Yeshua hierdie liefde opgetel het, dat hy nie eers hierdie vrou se naam noem nie? Because we are all guilty. We are all guilty. Hy veroordeel ook nie. Net so as jy 'n disipel van Yeshua is, veroordeel jy nie. Jy veroordeel nie. Want jy verstaan die liefde wat Abba Vader het vir sy kinders. En ons moet partykeer verstaan, mense gaan deur omstandighede, mense gaan deur dinge. En moenie tot konklusies spring oor hulle optredes nie. So ons leer Yeshua veroordeel nie, en Yeshua sluit nie kompromieë nie, en hy doen net wat sy Vader doen, want dis wat Abba Vader gedoen het op die berg Sinai, toe Moses net voor hy afgaan. Abba Vader gee sy huwelikskontrak, hy gee die ring. Yeshua doen net wat Abba Vader doen. Yeshua veroordeel nie, Abba Vader veroordeel nie. En Yeshua sluit nie kompromieë nie. En die derde ding wat Heilige Gees ons leer, want Yeshua sê die Heilige Gees sal ons alles leer en nog meer. Met hierdie ontmoeting wat Yeshua het by die vrou, wat Heilige Gees ons leer is, Yeshua is barmhartig. As jy hierdie gedeelte gaan deurlees, gaan jy sien dis die karaktereienskap wat Abba Vader vir Moses gee hierdie week ook. Matteus 9 vers 36 sê ook, en toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, so skape wat geen herder het nie. Kan ek en jy hierdie prentjie sien van hierdie vrou wat voor Yeshua wat voor hom gebring is, wat so pas gevang is in egbreek, en kan sommer hoor hoe hulle haar skel en sleg sê, kan jy sien hoe hierdie vrou voor Yeshua daar op die grond is, want hy buig na haar toe, en hoe Yeshua neerbuig voor haar, en die enigste emosie wat Yeshua ervaar is,
I will do anything for you. Want hy doen net wat sy pa doen. Sy vader. Hy het hierdie oë vol liefde. Alhoewel die fariseërs probeer het om hom uit te vang, om hom te kruisig, buig hy nog steeds, maak nie saak wat die omstandighede is nie, hy buig in barmhartigheid en deernis voor haar. Hy was innig jammer vir haar. En hulle bring hierdie vrou na Yeshua toe, en die King James sê, Johannes 8 vers 4, they said to him, Teacher, this woman has caught in adultery in the very act. Was nie 'n week terug nie, sy was besig met die sonde. Sy was besig om te doen wat sy nie moet doen nie, en dalk is jy tans besig met iets wat jy nie moet doen nie, Abba Vader. Yeshua sluit nie kompromie nie. Hy veroordeel ook nie. Hy is barmhartig, maar sondig nie meer nie. Dalk sit jy hier vandag, ja, maar ek is nie gevang nie. Ek het iets verkeerd gedoen in die week, maar ek is nie gevang nie. Gelukkig is ek nog nie gevang nie. En dan wanneer jy is besig om iets te doen, jy weet, jy moet dit nie doen nie. Jy is dalk besig met iets. Die punt is, maak nie saak of jy uitgevang word en of jy nie uitgevang word nie, is jy besig om iets te doen wat jy nie moet doen nie, en sal jy ophou vandag om dit te doen. Want die kinders van Israel was ook besig om iets te doen, wat hulle nie moet doen nie, en Abba het dit geweet. Hy het nog steeds my en jou so lief, hy sal nog steeds vir ons sy huwelikskontrak gee, vir ons die ring gee, die teken van verbond, en hy sal nog steeds sy verlossingsplan is nog steeds daar. Jy sien, soos wat die kinders van Israel die goue kalf gebou en aanbid het Abba Vader presies geweet, en hy weet presies wat in jou lewe besig is om te gebeur. Hy weet presies waarmee jy sondig is en wat is op jou agenda, hy weet presies. Abba Vader weet waarmee jy besig is. Sal jy dit vandag stop? Sal jy terugdraai na Abba Vader, Teshuva, sal jy die verlossingsplan ervaar, sal jy Yeshua aanvaar, sal jy hom kyk in die oë vandag, en daardie barmhartigheid wat Abba het, wat sy seun het, wat die drie enige God het, sal ek en jy dit toon verander. Sy het Abba Vader se verlossingsplan raak geloop. Sy het liefde homself gesien, en sy oë wat brand soos vuur het sy gesien. Daar was hierdie medelee in hom wat net Yeshua kan gee. Yeshua is barmhartig, en ek dink hy sê dieselfde vandag vir my en jou. Want het ons almal nie al geestelike oorspel gepleeg nie? Hoor gou weer wat sê Johannes 8 vers 7. Maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. Kom ons hou op klippe gooi. Want die een van ons is sonder sonde nie. Nie een van ons het nie al geestelike oorspel gepleeg nie. Johannes 8 vers 8 sê verder, en weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe. Nêrens staan daar wat hy op die grond geskrywe het nie. Maar mag Heilige Gees vir jou wys, soos wat die vrou dit kon sien, en die wat die klippe wou gooi. Kan jy hoor wat vandag Abba Vader op jou met sy vinger op jou hart kom skryf? Dan is jou boodskap van hom af. My punt is, Yeshua was hierdie vrou barmhartig, Abba Vader was die kinders van Israel barmhartig. En net soos wat Abba Vader die kinders van Israel barmhartig was na hulle oorspel, net soos wat Yeshua hierdie vrou barmhartig was, hoekom is ek en jy as sy disippels nie soos Johannes? So Yeshua sê, hy doen en sê net wat hy sien sy Vader doen en sê.
So hoor gou. Maar Vader het nie in sy verklaring aan Moses in Eksodus 32 vers 8 tot 9 gesê, hy gaan die kinders van Israel uitwis, verteer of vervang nie. Nie, hy gaan hulle kala. Die manne wou met klippe hierdie vrou uitwis. Maar Yeshua het haar nie uitgewis nie, hy het haar kala. Jy sien, kala beteken nie om iemand se lewe of iemand anders iets gewelddadig aan te doen of te beëindig nie, maar gee ons nêrens toestemming vir dit nie. Hy self doen dit nie. Nee, kala beteken om gereed te maak sodat dit kan funksioneer volgens die ontwerp vir die een wat dit ontwerp het. En soos die kinders van Israel, soos die vrou wat egbreek gepleeg het, en soos ek en jy, die bruid, die kala van Yeshua gereed moet wees om te funksioneer volgens die ontwerp. Het was nog altyd Abba Vader se doel vir my en jou. Sy ontwerp was nog altyd vir ons om kala te wees. Die kala van Yeshua, die bruid van Yeshua, net soos wat Abba Vader nie van plan was in Eksodus 32 vers 9 tot 10 om die kinders van Israel te verteer of te vernietig nie, net so was Yeshua nie van plan om hierdie vrou te stenig nie. Dit is eenvoudig nie in ons drie enige God se aard of karakter nie. Dit was nog nooit nie in ooreenstemming met Yeshua se doel, sy beloftes en sy planne vir die vrou of vir ons nie. Onthou Yeshua sê net wat hy sy Vader hoor sê. Soos ons sien wat Abba Vader eintlik vir Moses gesê het op die berg, Sinai, sê Yeshua ook vandag vir my en jou sy kala, dat hy sal alles doen. Hy sal alles doen wat nodig is om sy bruid te voltooi. Hy sal alles doen vir my en jou om sy bruid te voltooi. Kala. As sy suiwer, vlekkelose bruid. Hy sal alles doen. Ja, hy sal alles doen wat nodig is om ons as sy kinders te voltooi. Kala, na gepaste metgesel vir hom, wat die lig vir hierdie wêreld sal wees. Hy sal alles doen. Al het jy egbreek gepleeg. Yeshua het alles gedoen. Sal ons opstaan soos hierdie vrou nie meer sondig? Sal ons in daai purpose gaan instap? Sal ons die ring opsit? Sal ons die huwelikskontrak deel maak van ons lewe? Yeshua het alles gedoen. Sal ek en jy opstaan? Sal ons deel doen? En nie meer verder sondig nie. En nie die suiwer, vlekkelose bruid word van hom. Sal jy Yeshua se gepaste metgesel wees? Sal jy die lig vir hierdie wêreld wees? Sal jy sy bruid wees wat nie veroordeel nie? Want hy het nie. Maar Vader doen nie. Sal jy sy bruid wees wat nie kompromie sluit soos Aaron nie? Want Abba Vader doen nie en Yeshua doen nie. Sal jy sy bruid wees wat barmhartig is? Want hy is. Hy is. Kom ons bid so. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir u woord. Heilige Gees, u leer ons. En Yeshua sê so. En niks van u beloftes is leeg nie. Yeshua sê, die trooster sal kom en hy sal julle alle waarheid leer. En nog meer. En Abba, ek wil vandag bid, soos wat u hart gebroken moes wees. Toe u by Berg Sinai sien wat die kinders doen. Sê u nog steeds buiten dit wat hulle gedoen het, sê ek sal alles doen. En u het, Abba, u het. Yeshua sien hierdie vrou wat egbreek gepleeg het en Yeshua sê vir haar, ek sal vir jou alles doen. En Yeshua, u sien ons wat vandag sondig is. En u sê, u sal vir ons alles doen en u het, Yeshua, u het. En daarom wil ons die disippels wees en dieselfde doen. Ons wil haar dieselfde
barmhartigheid. En ons wil na U toe draai. En ons wil net sê, we really love you. Ons wil rarig vir U sê, dankie. Tot daai, Abba. So many times you reached out to me, but I turned my back 'cause I didn't think you had what I need. But now you're everything. You're everything to me, and I can't be without you, God. You're everything, and I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God. You stood with open arms, but I ran away, 'cause I was scared of the pain that came with trust. But I came running back into your embrace, because I knew you'd still be there. You'd never leave me, God. And I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God. And I don't deserve you, keep on loving me anyway. Oh, you'd never stop loving me, God. Now I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God. Oh, thank you. Dankie Koning Yeshua dat U my so lief het. Dankie dat U ons so lief het, dat U vir ons U huwelikskontrak gee, dat U vir ons die ring gee, dat U die prys betaal, en dat ons saam met U in verbond kan wees, en dat ons daar waar ons gesondig het, dat U ons kom optel soos die vrou. En jy kan gaan lees, Eksodus 32:33, die kinders van Israel het waarlik berou gehad. Ons wil terugkeer na U toe, Abba, Teshuvah, terugkeer na U weë toe, ons wil wandel saam met U in intimiteit, en ons wil U karakter leef, waar ons nie veroordeel nie, waar ons ook nie kompromieë sluit, maar waar ons barmhartig is, soos wat U barmhartig is, en liefdevol soos wat U liefdevol is. Geef ons leiding, Abba, ons het U nodig. Ons het U so nodig.
You're a good, good Father. En U sê in die woord, dat U sal alles doen vir my. En U het. En daarom wil ek uit my hart uit net sê, Abba, ek wil alles doen vir U. Ek wil alles doen vir U. Dankie Vader vir U liefde, U goedheid en U krag. U is 'n awesome God. Abba Vader, sê ons met hierdie blessing oor mekaar uitspreek, waar Regega, Yotevavai Vishmarecha, Yaer Yotevavai Panavilecha Viguneka, Yesa Yotevavai Panavilecha Viasemlecha Shalom. Abba Vader, sê hy sal jou seën en hy sal jou behoed. Abba Vader, sê hy sal sy aangesig oor jou laat skyn en hy sal jou genadig wees. En Abba Vader, sê hy sal sy aangesig oor jou verhef en hy sal aan jou Shalom vrede gee. Ontvang dit. En laat toe dat Heilige Gees hierdie saad wat Abba uit sy troonkamer gee vandag, mag dit ontkiem. Abba, mag dit ontkiem en mag dit 30, 60, 100voudig vermenigvuldig vir U glorie. Ek bid dit alles in Yeshua Messiah se naam, die seun van Yotevavai. Amen, amen. Amen. Baie dankie maats, ons gaan